Levitikus 24 vers 12 sê, hulle het die man in aanhouding geplaas, totdat die wil van die Here in die verband duidelik sou word. So 'n man, die konteks hier is 'n man het gesondig, en die wet van God is baie duidelik dat die naam van die Here nie lasterlik misbruik mag word nie. En nou het dit gebeur, maar die Israeliete weet nie wat die straf nou moet wees nie. En Moses doen die regte ding hier, so hy wag op God se instruksies. Hy tree nie net op nie, hy doen nie net wat hy dink reg is nie, hy wag tot die wil van die Here in die verband duidelik gemaak word, en dan gee God instruksies en Moses gehoorsaam. Gaan lees gerus daai storie daarin, hierso in Levitikus hoofstuk 24. Die les is, hoe maklik tree ons net op volgens wat ons dink reg is. Ek volg my eie kop, ek volg die letter van die wet, tog is dit nie altyd wat ek in die woord sien nie. Selfs al was daar 'n geskrewe wet, het God se mense gewag op hom vir instruksies en verleiding oor presies wat sy wil is in hierdie spesifieke situasie. Dit is omdat niemand altyd bewus is van al die feite nie. God kyk na harte, God kyk na motiewe, en al lyk 'n ding vir ons so, dan is dit baie keer dalk anders. Ons moet altyd seker maak ons hoor by God, voordat ons net besluite neem, of iets beoordeel, of selfs iemand anders beoordeel. Vat eerder 'n dag langer, bid oor die saak, hoor wat God wil sê, voordat jy 'n besluit neem, voordat jy net optree, en onderskei God se wil in hierdie spesifieke situasie. Dis hoekom hy die Heilige Gees vir ons gegee het vandag, dis hoekom ons kan staatmaak op die leiding van die Heilige Gees, en deur geloof dan kan optree. Ja, God sal nie teen sy woord optree nie, God sal nie teen sy beginsels optree nie, maar hy mag jou dalk in 'n sekere situasie lei om op 'n sekere manier op te tree, as wat jy normaalweg sou. So kom ons wees sensitief, kom ons onderskei, en kom ons gehoorsaam. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U wil aan ons bekend sal maak as ons vra. Veral in die grys areas, Here, van vandag se lewe waar daar dalk nie duidelik iets in die woord oor staan nie, dat ons U kan vra en dat U vir ons sal lei om in daai situasie die regte besluit te neem en U wil te volg en te onderskei. Ons wil nie optree in ons eie wysheid nie. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer.